Herstelde huweliksgetuienis. Dit het my hart oopgeruk. Myra, hoe het jou herstelreis eintlik begin? My reis het begin toe ek uitgevind het dat my man 'n verhouding het. Ek het gedink dat as ek eers sy sonde sou oopvlek, hy berou sou toon en my om vergifnis sou vra. Dit is nie wat gebeur het nie. Wat eintlik gebeur het, is dat dit net erger geword het, want nou het ek geweet, en hy wou by haar bly, en dit het in 'n oop huwelik ontaard. Hy het aanvanklik probeer, maar dit was net vir 'n kort rukkie, en dan het hy in die middel van die nag weggery en eers die oggend teruggekom, en dit het elke keer my hart uitmekaar geskeur. Ons het sekuriteitskameras in die motorhuis en om die huis gehad, en ek kon sien as sy motor weg is of uitry op pad na haar huis toe. Dit het my hart oopgeruk en ek het so gehuil en het soveel seer gehad dat ek nie kon eet of helder dink nie. Ek het die kameras die hele nag lank dopgehou, totdat hy omtrent 5 uur in die oggend teruggekom het, en dan moes ek die dag begin. Hy sou 'n bietjie rus en dan met 'n paar uur se slaap gaan werk. Dit was gedurende hierdie tyd dat ek die herstelbediening gevind het, en dit het my so baie gehelp. Om te hoor dat Erin al was waar ek nou is, met dieselfde pyn en met kinders, het my geïnspireer om haar raad te volg en bovenal te bid. Myra, hoe het God jou situasie verander terwyl jy hom met jou hele hart gesoek het? God het my so diep verander. Dit het gevoel asof hy oor my waak, dat hy my help om te verander en 'n beter mens te word. Die ervaring was so vreeslik en pynlik, maar hierdeur het ek nader aan die Here gekom en verstaan ek soveel meer as wat ek gedink het ek voorheen gedoen het. Ek was 'n fariseer, maar deur die vuur kon ek die toue wat my gebind het, wegbrand, en was ek vry om met 'n vreugdevolle hart te bid. Myra, watter beginsels uit God se woord, of deur ons hulpbronne, het die Here jou tydens hierdie beproewing geleer? Daar is soveel beginsels. Die hoofstuk oor die twisgierige vrou het my oë oopgemaak vir myself en hoe 'n moeilike vrou ek was. Vriendelikheid op haar tong het my gehelp met die beginsels wat ek nodig gehad het om 'n beter vrou en mens te word. Wen sonder 'n woord het my hoop gegee om te weet ek hoef niks te doen nie, maar net die Here te volg. En laastens het 'n sagte en stille gees vir my rigting gegee oor hoe om vorentoe te beweeg, waaraan ek vir myself moes werk. Myra, wat was die moeilikste tye waardeur God jou gehelp het? God het my die meeste gehelp toe dit tyd was vir my man om weg te gaan. Ek moes laat gaan en my aardse man aan die Here oorgee. Dit was 'n baie moeilike tyd vir my. Ek het my ondersteuning en geloof gewys deur my aardse man te help om die dinge bymekaar te kry wat hy nodig gehad het om uit te trek. Ek het dit alles aan God oorgegee en vrede gevind. Myra, wat was die keerpunt van jou herstel? Dit was toe ek geweet het dat ek kon laat gaan, en dat God vir my sou sorg, en dat hy my hemelse man is, en dat hy alles is wat ek nodig het. Dat ek sonder my aardse man kon voortgaan en my geluk en ondersteuning by my geliefde Here kon vind. Myra, vertel ons hoe dit gebeur het. Het jou man net by die voordeur ingestap? Myra, het jy vermoed of kon jy aanvoel dat jy naby aan herstel was? Die dag van die trek, toe ek heeltemal laat gaan het, toe ek hom die keuse laat maak het. Voorheen het ek hom altyd probeer ompraat. Hy het sy kar gepak gehad, alles was gereël en die woonstel was gehuur. En toe ry hy nie. Hy het vir my 'n boodskap gestuur en gesê hy gaan 'n end ry, en toe kom hy terug na my toe en wou bly. Terwyl hy gery het, het ek oor en oor gebid. Gebid vir vrede en dat sy wil sal geskied. En toe stuur hy vir my 'n boodskap dat hy nie gaan loop nie. Dankie, liewe Here. Myra, het jy vermoed of kon jy aanvoel dat jy naby aan herstel was? Ek het wel iets vermoed, want hy het al 2 keer van tevore gesê hy gaan loop, en toe was ek rasend van angs en wou met hom praat en stry. Maar hierdie keer was hy ernstig en het na woonstelle gaan kyk, en ek het vrede gehad. Ek kon dit nie verstaan nie, ek het die angs, die gehuil, die gepleit verwag, maar ek is oorweldig deur 'n vrede wat ek nog nooit van tevore ervaar het nie. Ek kon sonder vrees bid, en ek kon eintlik die nagte voor die tyd slaap toe ek geweet het hy gaan loop. Ek het geglo dat God my vertroos en my met vrede vul vir wanneer my aardse man by die deur sou uitstap. Myra, sou jy enige van ons hulpbronne in die besonder aanbeveel wat jou gehelp het? Natuurlik. Die Hoe God jou huwelik kan en sal herstel boek. Die hele webtuiste, al die kommunikasie, so 'n groot seën vir vroue wat in hierdie verknorsing is.
Baie dankie, Erin. Hoe dit ook al sy, Myra, watter tipe bemoediging wil jy ten slotte vir vroue agterlaat? Glo dat die Here vir jou omgee, dat hy jou sien, dat hy jou trane en jou angs sien. Hy sien die hartseer wat jou dag en nag oorweldig. Glo dat die Here besig is om deur jou man te werk om van jou 'n beter mens te maak. Wees nederig. Wees berouvol en laat die Here toe om deur jou te werk. Glo dat jy saam met jou man vreugde sal maai wanneer die tyd reg is.